Ons eers saam lees in die wysliteratuur van Dawid en ons gaan dan daarna saam bid. Lees vir ons Psalm 28 daar vanaf die eerste vers. Ek roep U aan, o Here, my rots, draai U stilswygend van my af weg nie, sodat ek nie as U teenoor my bly swyg word soos die wat op die kuil neerdal nie. Hoor die stem van my smekinge as ek U aanroep om hulp. As ek my hande ophef na die binneste van die heiligdom. Druk my nie weg saam met die goddelose en saam met die werkers van ongeregtigheid nie, wat van vrede spreek met hulle naaste, maar daar is kwaad in hulle hart. Gee hulle na al dade en na die boosheid van hulle handelinge. Gee hulle na die werk van hulle hande, vergeld hulle na hulle dade. Moet hulle nie let op die dade van die Here of op die werk van sy hande nie, sal hy hulle afbreek en hulle nie bou nie. Geloof sy die Here, want hy het die stem van my smekinge gehoor. Die Here is my sterkte en my skild. Op hom het my hart vertrou en ek is gehelp. Daarom jubel my hart en sal ek hom loof in my gesang. Die Here is 'n sterkte vir hulle, en hy is 'n vesting van verlossing vir sy gesalfde. Verlos die volk en seën U erfdeel, en wees vir hulle 'n herde en dra hulle tot in ewigheid. Tot sover die skriflesing. Die woord van die Here help U met die saligheid in Christus Jesus ervaar. En beleef en sy naam aan God sluit wat ons gaan lewe. Kom ons nader tot God saam in gebed, ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, U wat hoog troon bo die wêreld en wat die wêreld blootbare voetbank vir U voete maak. Ons eer U vandag vir die groot God, die enige ware lewende God wat U vir ons is. En die wete daar is niks en niemand, geen een soos U nie. Ons eerstehandse ondervinding en dit, ons sien dit in ons eie lewens raak, ook hier in ons gemeente, dat U 'n God is wat nie beperk kan word nie. Baie dankie dat ons die voorreg het om dit te kan aanskou en toeskouers te kan wees van die handewerk en die gees en die woord. Baie dankie dat ons kan beleef die goedheid, die genade, die barmhartigheid, die lankmoedigheid en die guns oor in hierdie jaar van 2026. Ons kyk terug en ons sien raak, Here, U vingerafdrukke elke dag van ons lewens. Ons kyk terug en ons sien raak die moeilike uitdagings wat ons oorkom het. Self weet ons nie hoe ons dit reg gekry het nie. Want deur die Gees word ons gelei om U te eer daarvoor, U te loof, U te prys. Hier staan ons aan die begin van 'n nuwe jaar wat selfs dalk soos 'n berg vir baie voel. Ons weet nie wat die jaar vir ons inhou nie, maar dit is ook goed so. Dis beter dat ons nie weet nie, want dit dwing ons ook om op U te vertrou, wanneer ons afhanklikheid van U besef. Wanneer ons nie weet wat voor lê nie, bly ons op ons knieë. Wanneer ons nie weet wat lê en wag nie, nader ons tot U. Dis wat Jakobus ook vir ons leer, die woord, nader tot God en hy sal tot julle nader. Mag dit ook wees die lese van ons harte hier by AP Kerk Standerton in die nuwe jaar. Onze behoefte en begeerte het om U ons enigste te maak, ons alles te maak en daarmee saam ook ons allerbeste te gee vir die allerhoogste. Help ons, Here, om hierdie jaar nie net by die kerk nie, maar met die verbondsonderrig wat volgende Sondag begin, by die kerkraad, in elke huisgesin, in elke huwelik, in elke familie. Help ons, Here, deur die Gees, om nader aan U te kom. Ons weet, Here, met absolute oortuiging, wanneer ons U leer ken, dan sal ons U vrees. En wanneer ons U vrees, dan sal ons skulde ook aan U openbaar en U sal dit vergewe. U het vir ons kom bewerk in Jesus Christus, die enigste seun wat U na hierdie wêreld gestuur het om te sterf, sodat ons kan lewe
maar dat selfs diegene wat in Jesus Christus gesterf het, kan lewe tot in al die ewigheid. En daarin vind ons troos ook met die afsterwes, ons beleef het van geliefdes. Daar is die woorde van 'n mens wat kan troos bring soos U dit kan bring nie, en mag U ook elkeen wat geraak is deur afsterwe en siekte en diagnose en moeilike omstandighede, mag U hulle troos en bystaan. Mag hulle dit ervaar, mag hulle dit beleef en daarop reageer met dankbaarheid. Ook in elkeen se lewe verander, verbeter, meer te wees, soos U wil hê ons moet wees, U kinders. Dat die hand van bewaring en beskerming ook in ons gemeente sal hou. Ons weet, Here, ons kan nie sonder U nie, want sonder U is daar vir ons geen hoop en toekoms nie. En ons dank U, Here, dat U seun Jesus Christus die hoof van hierdie gemeente is. En ons is opgewonde om ook te sien hoe hy ons gaan lei en bestuur ook in hierdie nuwe jaar. Dankie vir die werking van die Heilige Gees wat ons wys maak, dat dit wat vir ons onverstaanbaar en onverklaarbaar is, dat ons dit kan ken en daarvan weet, ook te kan toepas en implementeer in ons eie lewens. Ons wil dat hierdie geleentheid dan ook sal strek met die eer en verheerliking van U naam en vrede van die koninkryk. Ons weet Here, ons trek ver te kort. Ons is heeltemal te nietig om U te verteenwoordig en daarom bid ons, Here, dat U oor die eie ure sal waak vandag. En elkeen wat ook vanoggend hier is, sy ore sal open en sy hart ontvanklik maak, om te kan onderskeid tref tussen die stem van die lewende God en die stem van die wêreld. Seën ons ook, Here, die seëning wat ons nodig het, en die wete dat ons het niks, ons besit niks wat ons nie van U ontvang het nie. En help ons, Here, ook goeie rentmeesters te wees van dit. In Jesus naam bid ons dit deur die krag van die werking van die Heilige Gees. Amen. Ek kan vers 6 en vers 7 in die prediking herhaal, sluit die prediking daarmee af, so dat ek ons weer lees nie, en dan gaan ek ook begin met die prediking, die geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Die tema van vandag se preek is 'n baie eenvoudige, tog verstaanbare tema, wat ek dink ons almal al in ons lewens gesoek het, en 'n behoefte gehad het om ook daarin te deel. Here, my rots, ek sal staan in 2026. Here, my God, ek sal staan in 2026. Die lieve gemeente van ons Here Jesus Christus, ek glo by baie van die huise is die kalender van 2025 al opgeskeur en dalk alreeds in die asblik gegooi. Ons trek al by die 11de dag van 2026. Daar het al 'n hele klomp dae verbygegaan in hierdie nuwe jaar. En ek glo by baie van ons, so tydens die vakansie, die partytjies wat nou verby is, het ons 'n bietjie gesit en nadink oor 'n paar voornemens wat ons wil maak vir die nuwe jaar. Behoefte om dalk die lewe te verbeter, of om meer te wees, of om sterker te wees, of selfs om staande te bly. Dalk goeie nuwe jaar voornemens gemaak, waar ons vir onsself sê of probeer oortuig, hierdie jaar gaan ek baie meer kerk. Hierdie jaar gaan ek probeer om die Bybel deur te lees. Hierdie jaar gaan ek probeer om meer tyd op my knieë te spandeer. Hierdie jaar gaan ek werklik probeer om die Here te vertrou, om my hele wese en lewe en alles wat ek is en het in sy hande te plaas. Hierdie jaar gaan ek dit doen. Hierdie jaar gaan ek meer gefokus wees op geduld en veral ook selfbeheersing. Dalk ander hierdie jaar voornemens sê dat ek wil hierdie jaar minder myself bekommer oor sekere dinge, minder twyfel. En dalk die baie bekende een wat ek glo, sekerlik meer algemeen is, wil hierdie jaar begin minder eet, en dalk 'n bietjie meer oefen. Hierdie voornemens ken ons baie goed, maar ons ken onsself ook nog beter as elke jaar se nuwe jaar voornemens. Want ek kan nie waarborg, hier's baie van ons wat se nuwe jaar voornemens al in 'n laai ergens weggewerk is. Die elke dag van die jaar kan ons nie daarin staan en volstaan om dit te doen en dit reg te kry, al reeds moed verloor, hoop verloor en selfs dalk ook lus verloor. So bedoel ek is opreg. Ons is eerlik met onsself wanneer ons hierdie nuwe jaar voornemens maak. En ons werklik, ek glo by elkeen van ons 'n behoefte om anders te lewe. Veral
altyd dalk nader aan God te lewe. Maar diep in ons hart, as met onsself eerlik is, dan weet ons almal, maak nie saak hoe goed of hoe mooi jou nuwe jaar voornemens is nie, dit gaan ons nie alleen deur hierdie jaar wat voor lê dra nie. Dit is nie genoeg om ons staande te hou in die onbekende wat daar lê en wag, soos 'n storm daar op die horison nie. Die lewe is te onseker. Ons eie krag heeltemal te klein en absoluut te min. Die wêreldse druk, die wêreldse verwagting en die wêreldse invloede heeltemal te hard en te swaar. En daarom moet ons opgewonde wees vanoggend, want hier sit ons vanoggend in die huis van die Here, die kerk wat die Here vir ons gegee het, afwagtend vir die woord wat aan ons gebring gaan word en wat ons pas gelees het, Psalm 28. Wanneer ons Psalm 28 lees, dan sien ons, ontmoet ons 'n man, 'n baie bekende man, 'n besonderse man, maar 'n man wat al sy planne, al sy eie planne, sy alternatiewe, sy eie moontlikhede, elke liewe plan wat hy aan oor gedink het, laat vaar het en net aan een ding bly vasklou het. En net een ding gedoen. Dis wat hierdie Psalm vir ons verleer. Hierdie man gryp vas. En ek wil vir u sê, hy gryp vas met alles wat hy is, en alles wat hy het, en alles wat hy besit. En die Here klou vas, bereid om alles te verloor, aan die ewige rots, wat altyd sal staan en nooit sal wankel. Ons hoor dit sommer in die begin van hierdie Psalm, as Dawid smeekend bid tot die Here, pleit tot die Here, vra. Hy sê, ek roep U aan, o Here, my rots, draai nie stilswygend van my af weg nie. En nader tot die Here, en hy sê, Here, moenie stil raak nie, moenie wegraak nie, hoor my asseblief, sien my raak. Dis die pleit wat Dawid tot die Here spreek. Dis die boodskap wat ons nodig het om te hoor, ook hier in die begin van 2026. Nie net 'n klomp nuwejaar voornemens, wat ons so gereeld en so maklik in die laai wegwerk, maar 'n rotsvaste anker in die lewende God. Dis wat ons nodig het in ons lewe en in ons bestaan en in die jaar wat voor lê. 'n Geankerde, rotsvaste geloof in die enige waarheid, die ware God van ons lewe. Dis die drie-enige God, ons God. Dawid skryf weer die Psalm nie as 'n wyse man, slim man of ervare man nie. Hy skryf weer die Psalm nie as 'n skaapwagter nie. Hy skryf weer die Psalm toe hy 'n koning was. En wanneer 'n mens na Dawid kyk as koning, dan dink ons by onsself, dit moet ons nou maklik wees. Jy het baie tyd om te skryf, want jy moet veilig bewaar word, daar is heeltyd beskerming. Die mense moet jou oppas, jy is die leier van die volk, jy praat en alles gebeur. Jy het die mag om te doen wat jy wil. Sodat ons dit vandag sal saamvat, mens kan sê, Dawid onderstel ons om die baas van sy eie plaas te wees. Wanneer ons hierdie Psalm lees, veral daar in die begin, dan sien ons iets heeltemal anders daar. Iets heeltemal anders as die normale wat ons verwag van 'n koning wat besig is om te skryf. Hy sê vir ons, hy word omring deur mense wat hy nie kan vertrou nie. Mense wat die begeerte het om te sien hoe hy val en alles verloor en dalk selfs nog met sy lewe betaal. Dawid sê dit in sy eie woorde, hulle spreek vrede met hulle naaste, maar in hulle hart is hulle kwaad. Hulle spreek sag met hulle lippe, maar hulle hart is vol verderf. Dawid sê, die mense, sy getroue volgelinge, sy ondersteuners, lyk mooi, hulle klink mooi, hulle glimlag en meer as dit, beloof hulle ook 'n klomp dinge, ook hulle getrouheid. Maar binne-in is daar verraad en absolute boosheid.
Hy beskryf hulle in hierdie gedeelte as ons die woorde ontleed. Soos 'n mooi grafsteen, hulle is soos 'n mooi grafsteen. Grafsteen wat so mooi blink met die mooiste woorde op. En onder daardie grafsteen is daar weer dood. Buite blink sê hulle, maar binneste. Dawid as koning voel die grond onder hom bewe. Hy voel hoe alles in sy hele lewe besig is om in mekaar te sak en te val. Hy voel vernederd, bang en seer. Sy eie tuiste, die paleis voel nie eens meer vir hom veilig nie. Die mense wat veronderstel is om hom te ondersteun, verlekker hulle ook in sy val. Hy voel alleen, hy voel klein, hy voel die dood nader kom. Nader. En wat doen hy? Wat doen hierdie baie bekende man wat ons so lief het en baie van lees in die Bybel, Dawid, hierdie koning? Hy hardloop nie na ander bondsgenote om te kyk of hy daar veiligheid of ondersteuning kan kry nie. Hy hardloop nie na sy weermag toe, sy soldate en 'n klomp strydwaans toe nie. Dawid hardloop nie na sy getroue raadgewers toe wat vir hom kan raad gee nie. Nee, Dawid hardloop met spoed na die heiligdom van die Here toe. Hy hardloop na die tempel van God toe. Ons kan sê, hy hardloop na sy kerk toe. Hy hardloop na die Here toe. En hy pleit en hy smeek, Here, ek roep U aan. Moenie swyg nie, moenie Uself verberg nie. Wie is daar vir my? Vriende, dit is die eerste waarheid van hierdie teksgedeelte wat ons saam gelees het. Miskien die wêreld waarin ons lewe, elkeen van ons het op ons eie hoopie van kommernisse en moeilik en swaar en hartseer. Die lewe kan soms so donker word, so moeilik word, dat het werklik voel of God swyg. Dat het werklik voel by die luister, nie hoor nie en absoluut nie belangstel om enigstens vir jou uitkoms, 'n antwoord of 'n oplossing te gee nie. Dit ken ons baie goed. Jy kan voel of jou lewe nou in mekaar stort. Jy kan voel of jy alleen staan teen 'n wêreld vol valsheid en invloede, en uitdagings en gevare. Dan voel of jy verdrink in jou verdriet en hartseer van verlange. Jy kan voel of jy soms oorweldig word van angstigheid as gevolg van die baie bekommernisse en twyfel en onbekendhede in ons lewens. Jy kan selfs voel op die haat in jou ook, wat jou lewe vernietig. Jy kan voel of jy die verlede nie kan los nie, jy kan dood eenvoudig net nie afskryf nie. Jy kan ook selfs bang vir hierdie tyd waarin ons lewe. Toe die begin van die jaar, oor jy nie weet waar jy moet. Jy weet nie wat vir jou voorlê, wat die jaar vir jou inhou, of watter kant toe om te gaan nie, of selfs watter besluite om hierdie tyd vandag selfs te neem nie. As jy is hier, as jy is binne hierdie konteks, binne hierdie omstandighede, waar hierdie psalm begin, waar hierdie psalm geskryf is. Dawid begin hierdie psalm nie te skryf soos in Psalm 103, loof die Here nie. Hy begin hierdie psalm nie te skryf by die oorwinning en die uitkoms nie. Nee, hy skryf hierdie psalm vanuit die nood. Hy skryf die psalm nie by die sterkte nie, maar juist vanuit die swakheid. Hy skryf hierdie psalm nie vanuit selfvertroue nie, maar juist sal die Here, in afhanklikheid van die Here, met 'n desperate roep na God. Geliefdes, ek weet nie of jy dit al in die lewe beleef het nie, wat dit beteken om 'n desperate roep tot God te maak nie. As jy dit nog nie beleef het, jy verstaan dalk nie werklik Dawid se omstandighede nie. Daar was niks anders nie. Daar was nie 'n nou op 'n môre, op 'n oormôre, op 'n sien weer nie. Daar was niks. Jy soek nie alternatiewe nie. Jy soek nie wêreldse standaarde nie.
Hy soek nie erkenning of 'n goeie naam in sy volk nie. Hy soek God. Hy soek net die Here. En dan kom daar 'n groot draai in die Psalm as ons kyk na vers 6 en 7. Ek wil dit gou vir u weer lees. Vers 6 sê, na hierdie dinge, hierdie konteks wat ek aan u geopenbaar het, kom Dawid en hy sê, geloof sy die Here, want hy het die stem van my smeekinge gehoor. Die Here is my sterkte en my skild. Op hom het my hart vertrou en ek is gehelp. Daarom jubel my hart en sal ek hom loof met my gesang. Die Here is 'n sterkte vir hulle en hy is 'n vesting van verlossing vir sy gesalfde. Let nou mooi op. Nou baie belangrik om nou mooi op te let. Hier in vers 6 lees ons iets heeltemal anders as waar Dawid in die eerste 5 verse met ons praat en wat hy vir ons wil vertel. Nêrens lees ons in hierdie oorgangsfase dat Dawid vir ons sê dat sy omstandighede ewe skielik verander of verbeter het nie. Nêrens lees ons dat hy in opgewondenheid sê dat sy probleme nou opgelos is nie. Dat hy nou die lig ervaar wat daardie lig wat aan die einde van die tonnel is. Nêrens sien ons dit nie. Die valse mense is nog daar, sy lewe is nog steeds in gevaar, die onsekerheid is nog daar, sy probleme is nog daar, die vrees is nog daar, die seer is nog daar, maar iets het radikaal verander in Dawid. En dit sien ons in hierdie woorde wat hy gebruik ook hier in vers 6. Geloof sy die Here, loof die Here, prys die Here. Hoekom? Dawid erken en bely dat die Here, hy weet die Here het sy smeekinge gehoor. Hy weet meer, binne in die donker kamer, die Here is nie doof nie. Hy sien my. Hy hoor my. Hy is by my. En sodra Dawid dit begin glo het, dit begin vertrou het, verander sy hele hart. Van iemand wat in die begin van die Psalm sê, Here, asseblief, moenie van my swyg nie. Nou iemand wat sê, op hom, dit is die Here het my hart vertrou, en ek is gehelp. Ek is gehelp. Wat 'n ongelooflike belewenis moes dit nie vir Dawid gewees het nie, om daardie oomblik dit te kan voel en dit ook so met ons te kan deel nie. Dis juist hier in hierdie gedagte waar die boodskap vir 2026 vir ons lê. Ons kyk terug na verlede jaar, die jaar voor dit en die jaar voor dit. Ons kan terugkyk tot van elkeen van ons se geboorte af. Elkeen van ons sal 'n steltjie kan vertel oor mismoed, swaar kry, seer en hartseer, doodkragtig. Dis die waarheid. Ek wil vir julle sê 2026 dit is moontlik om dieselfde moeilike omstandighede te staan as die jaar van verlede jaar. Maar na ons hierdie Psalm van Dawid gelees het, gehoor het en begin verstaan, kan ons met 'n ander hart daarin ingaan. Dis wat Dawid hier doen. Sy omstandighede is dieselfde en sleg gewees. Maar toe hy die Here vertrou, verander sy hart, en binne in hierdie donker omstandighede, jubel hy die Here, loof hy die Here, nader hy tot God. Want dit is moontlik om bang te wees, maar tog te vertrou, dit is moontlik om trane te hê, maar tog te jubel, dit is moontlik om nie te weet wat voor lê nie, maar om te weet wie jou vashou. Dis nie belangrik. Ek dink dis wat Dawid vir ons wil leer, dis wat ons so maklik vergeet. Wie hou ons vas? Wie is in beheer? Wie is die een wat sê dat elke liewe dag van jou lewe volmaak opgeskryf is, dit sal nie verander nie? Wie is die een wat sê die weg van die Here is volmaak? Dit is ons God. Dis ons Here. Dis hierdie een aan wie Dawid vasklou wat maak dat hy onmiddellike verligting beleef ten spyte van die storm wat op hier is in sy lewe.
geloof, selfs ware opregte geloof, verander nie altyd die storm nie, bring nie altyd uitkoms nie, gee nie altyd oplossings nie. Maar ware geloof verander jou staanplek binne in die storm. Want jy sal ons weet, jy staan nie meer op jou eie voete, jy staan op hierdie ewige rots wat nooit sal kan skuif nie. Dit bring ons by ons laaste punt. Hierdie gebed van Dawid, baie jare terug, is verhoor deur God. Sy Here het nie geswyg nie. Eeue later kom die ewige rots, hy bring sy seun Jesus Christus vir ons na hierdie wêreld toe. Hy het hom nie gou gaan koop en op tyd laat bestel nie. Hy stuur sy seun vanuit sy ereposisie in alle heerlikheid vanuit die hemel na hierdie wêreld toe om verneder te word. In 'n donker tyd aarde toe gekom, maar hy het presies geweet wat vir hom voorlê. En dit moet bitter hartseer wees. Ons weet nie wat die hart vir ons inhou nie, maar Jesus het presies geweet wat vir hom lê en wag. Verraad deur die kus van 'n goeie vriend, Judas Iskariot. Verloning deur 'n getroue volgeling en vele meer. Die sweep, die doringkroon van vernedering, spykers wat deurboor is aan 'n houtkruis, uiteindelik die kruis self, die donkerte wat oor die land geheers het. En dan wat ons nie altyd besef nie, die allerergste van Jesus Christus se aardse bediening. Dawid spreek, moenie swyg nie. Die Vader het geswyg by sy seun aan die kruis. Hy het sy aangesig weggedraai van sy seun af wat besig is om te sterf. Terwyl hy uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Maar tog, in spite van dit, het Jesus staande gebly, en hy vertrou en hy volhard. Waarom? Omdat selfs Jesus Christus, tydens sy aardse bediening, sy oë gefestig en gefokus gehou het, die Vader alleen. Die Vader alleen, want dis waar sy krag vandaan kom. Ja, hy het gebid, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. Hy het gebid, hy het gevra daarvoor. Maar hy het volstaan aan die houtkruis en hy het self uitgeroep, dit is volbring vir jou en vir my. Here Jesus Christus het gestaan waar ek en jy sou val. Hy het die swye van God gedra, sodat ek en jy nie 'n God het wat swyg nie, nooit nie. Hy het die oordeel gedra sodat ons genade kan ontvang en hy het gesterf dat ons kan lewe. Daarom kan ons in ons wat hier sit vandag in 2026 met groter moed vanoggend as Dawid self sê, die Here is my sterkte en my skild. Op hom het my hart vertrou en ek is gehelp. Ons kan dit sê, hy het nie Jesus. Hy het nie gesien hoe Jesus gebore is en gekruisig is. Hy het daarop gehoop, ons beleef dit. En daarom kan ons soveel meer moed in die begin van die jaar dit sê. Ons vertroue is nie op 'n God wat swyg nie, ons vertroue is op 'n God wat mens geword het, op 'n God wat tussen die mense kom woon het, wat jou pyn ken, wat jou trane met sy bebloede deurboorde hande afvee. Dis wie ons het. 'n God wat vandag in die regterhand van die Vader staan en sê, ek het julle lief, ek sal julle nooit los nie, ek wil afsluit. Geliefdes, jy sit al vanoggend hier in die kerk. En die nuwe jaar lê voor jou soos een massiewe groot vraagteken. Vraagteken. Dit is baie vrae, meer vrae as antwoorde en gemoedsrus. Dat al reeds al die 11de dag van 2026 bekommernisse wat in jou hart heers. Jy is al besig om te wonder.
gaan ek dit maak? Gaan ek dit kan oorleef? Gaan ek sterk genoeg kan wees? Gaan ek kan sterk staan? Gaan ek kan doen wat vir my gevra word? Sal ek genoeg kan vertrou? Kan ek werklik myself vir die Here gee? Dan kyk die Here nou vir jou, hierdie oggend, en hy sê, jy hoef nie sterk genoeg te wees nie. Jy moet net in my arms bly. Ek dink dis wat ons baie keer die God mis het. Soos dit moet weer doen, dan sal ons, dit is gelyk dat jy moet kry met 'n gepaste antwoord. Nee. Moet nie probeer net sterker wees nie, lewe naby die Here, onder sy hand van beskerming, naby sy stem. Jy hoef net aan te hou, roep elke dag, al is dit met 'n fluistering, 'n traan, of selfs 'n gebroke stem. Here, sluit nie vir my, die Here hou my vas, Here dra my deur hierdie jaar. Want ek en jy die voorreg om te kan bely, ons het 'n rots wat reeds vir jou en my gewen het. Hy wat jou verlosser is, het reeds die kruis vir jou gedra. En hy wat jou 'n herder is, sal jou elke dag dra. Net so deur 2025, ook in 2026 sal jy vashou. Hierdie herder sal jou lei deur die dal van doodskaduwee, deur die storms, deur die trane, deur die seer, deur die mismoed, deur die skade, maar ook selfs deur die vreugde. Mag elkeen van ons eerlik en opreg hierdie teksverse in ons harte vanoggend so hard bely, dat ons dit self sal glo, want die Here wat in die hemel is dit ook sal hoor. Geloof sy die Here, want hy het die stem van my smeeking gehoor. Die Here is my sterkte en my skild, op hom met my hart vertrou, en ek is gehelp. Daarom jubel my hart, en ek sal hom loof, die gesang van aanbidding, dankbaarheid en gehoorsaam, in 2026, tot in alle ewigheid. Amen. Ons dank. Liefdevolle Heer, en ons Vader, dankie dat U deur die lewe van Dawid vir ons vandag iets kom leer het. En dit is dat ons gaan verseker moeilike omstandighede beleef. U het self in Johannes 16 vers 33 vir die volgelinge gesê, elkeen gaan in sy eie huis gaan, jy sal verdrukking beleef, maar hou goeie moed, want ek het die wêreld oorwin. Mag dit vir ons ook wees waarmee ons huis in gaan vandag. Die God wat ons vandag aanbid, was ook Dawid se God en sal ook ons God wees van geslag tot geslag. En as dit nie vir ons genoeg is, dan moet ons bely, Here, ons ken U goed genoeg. En mag dit dan ook die Heilige Gees se werking in ons wees hierdie jaar, dat ons deur die woord van God sal werk, U beter sal herken. Want as ons U goed ken, sal hierdie verse van Psalm 28 deel wees van ons belydenis en lewe elke dag. En daarmee saam kan ons nie anders nie as om te sê, dankie Here. Baie, baie dankie vir die goedheid en die guns, die genade en die liefde. Onvoorwaardelik elke dag. Dankie dat U getrou bly, selfs as ons nie getrou nie. Dankie Here dat U nooit terug op ons draai nie, selfs al doen ons dit daagliks. Ons is bevoorreg, Here, om uitverkore kinders van God te wees. En help ons, Here, om ook so te lewe dat die lig van die evangelie sal skyn. Jesus naam met ons in hierdie werking van die Gees. Amen.